is genade. Want toe die ryk jong man, toe Jesus gesê het, dis soos 'n kameel deur die oog van 'n naald, vra die disippels vir hom, maar Here, wie kan dan gered word? Toe sê hy vir die mense is dit onmoontlik, maar vir God is niks onmoontlik nie. Daai suiwer genade jou wedergeboorte. So op Pieter, in hierdie tyd, nou, ek wil net gou sê, wat is die algemene antwoord, wat iemand vir jou gaan gee, as jy vir hulle gaan vra, waarvoor is jy dankbaar vir Jesus se koms? Die algemene antwoord. Heel waarskynlik, Jesus het my sonde op hom geneem. Dankie dat Jesus my sonde op hom geneem het. 'n Kind sal dit vir jou kan sê. Maar as jy daar gaan stop, mis jy uit op soveel meer. Hierdie jaar wil ek dankbaar wees dat sy genade vir my wedergeboorte beskikbaar maak. Om op juist terwyl ek nou op hierdie aarde stap, alreeds as 'n citizen of heaven op die aarde kan beweeg. En te sê ek is op hierdie aarde, maar nie meer van hierdie aarde nie. En dat deur hom, deur die kruis, so staan jy sê, toe hy my deurtrek deur die kruis, wat hy van Nikodemus verduidelik, jy moet weer 'n keer gebore word. Ek kan dankbaar wees. Dankie Here. In Kerstyd vir wedergeboorte. Ek is nie meer daai ou nie. En as iemand jou herinner, jy is nie meer daai ou nie. Jy is nie meer daai vrou nie. Jy is gewederbaar. Maar dan moet jy regtig wees. Nou vir my die belangrikste van daai wat Pieter gesê van wedergeboorte is, waaroor ek so dankbaar is elke dag, is dat hy gesê het, hy sal ons nooit alleen los nie. Soos jy wedergebore is, het jy hom in jou. En dit maak dit vir my ongelooflik dankbaar. So kom ons gee, hoe sal ons sê, nooit alleen nie. Nooit. Hierdie Kersfees is ek dankbaar dat ek nooit alleen is nie. Nou gesing Immanuel. God met ons. Dankbaar, Pia, daar staan alleen en toe die koutjie nie heeltemal die ding verlaat. Ek sien jy skerp. Daar staan is gelyk aan nie. En jy sal dit 'n wiskunde bietjie later leer, jou intelligente pappa sal dit vir jou leer, dat iets is gelyk aan, as jy streep deur trek, dan is dit nie gelyk aan nie. So hierdie vakansie is nie gelyk aan alleen nie. Jy is saam met hom. Ek is maar so intelligent, my skat. Dis later daarmee. Point being, dit is 'n baie belangrike punt om te sê, dankie Here, dat U gekom het, sodat ek nooit alleen hoef te wees nie. Nooit. Ek hoef nooit in depressie in te gaan nie, ek hoef nooit in my gaatjie te kruip en 'n hoekie te lê myself jammer te kry nie, want U is met my. U stok en U staf bewaar my, is met my. Dankie Here. Dankbaarheid keer dat die ander emosies opstoot. Dankbaarheid stop dit. As ek wil negatief raak, dan stop dankbaarheid dit. Daarom moet ek fokus om te kan dankbaar wees. Te verstaan, daar's 'n voordeel vir my in, maar ek moet dit wys. Baar beteken wys. Bewys jou dank. Spreek jou dank uit 'n hart wat vol is. Nie net bloot uit 'n kop wat dit sê, sodat mense kan sê, okay, Paul, dis 'n mooi ding om te sê nie. Dit moet deel wees van wie jy is. Iemand het gou ietsie gesê. Tannie Wilna? Net die geboorte van 'n baba, net daai stukkie waar die baba gebore word. En ek sien die water breek en die baba kom. En dit kom op die nuwe lewe. Die nuwe lewe. 'n nuwe mens. 'n nuwe mens het uitgekom. Ja. Met ons wedergeboorte. Met ons wedergeboorte. Dankie Jesus daarvoor. Dankie Bethlehem se krib vir 'n nuwe lewe in Christus.
Dankie Here vir die doop. Baie dankie Here dat ek nie net wedergebore is nie, maar dat ek bekleed kan word met Christus. Dat ek kan sê, ek wandel nou in hierdie nuwe lewe. Dis nie net 'n sê ding nie, dis 'n doen ding. En dat die mense rondom my kan sien, dat ek is afgewas, en ek stap in die bediening waarvoor die Here vir my geroep het, om in te wees. Dankie Here. Ja. Wat van verlossing? Hier. Waarvan is ek verlos? Wat kan verlossing als beteken? Waarvoor ek dankbaar kan wees as gevolg van Christus se koms. Verlos van die wêreld. Ek staan nie meer onder die druk van die wêreld. Ek hoef nie meer die wêreld te please nie. Dis nie nodig nie. Ek hoef nie by te hou met die Joneses nie. Ek hoef niks van daai goed te doen nie, want ek is verlos daarvan. Vrees in my. Ek is vrygemaak van die wet. Vrygemaak van die wet is vervul in Christus in my. Wat dit beteken ek gaan sonde doen soos ek lus is, want dan misbruik ek daai voorreg. Die denke, dankie, ek is verlos van 'n ou manier van dink. En renewal of the mind van Romeine 8 is nie 'n oornag ding nie. Beteken nie omdat my gees deur wedergeboorte opnuut gemaak is op een slag, dat my denke ook doen nie. Dit is iets wat ek dag vir dag na hom toe bring en sê, Here, help my met om anders te dink. Dis iets wat ek kruis toe bring, 'n ou manier van dink bring 'n kruis toe, en daarom stem ek 100% met Emiel saam. Ou gewoontes moet afgeleer word. Nuus moet aangeleer word, sodat dit deel van jou natuur kan raak, jou muscle memory, dat dit is hoe jy nou dinge doen. So as mense jou sien en jy bly nog steeds op die ou wee dinge doen, dan is daar nog nie renewal of the mind plaasgevind nie. So dan, Here, hierdie jaar, kom sê ek vir U dankie, dat hier nog dinge is wat ek kan voor U kom sit vir verlossing. Ek wil afsterf, Here, hierdie en hierdie en hierdie, maar ek weet ek gaan moet commit. Ek gaan nie 'n towerstokkie swaai en alles is weg nie. Ek gaan moet my deel doen om te kies teen, wat sê die woord? Om gedagtes gevangene te neem en hulle te roep tot gehoorsaamheid. As jy gedagte my wil vat op die ou pad, dan sê ek, wow, gedagte, wow, liggaam, jy kan nie net doen wat jy wil nie. Jy's nou 'n nuwe mens, ons moet nou jou gedagtegang verander. Ons moet nou 'n nuwe proteïenbaan uitbrand in die brein, om anders te lyk as die wat ons altyd gedoen het. En die brein gaan teeskop teen dit, die liggaam skop teen, en hy sê, nee, ek wil dit doen op die ou manier. Nee, ek kan nie. Ek roep jou tot gehoorsaamheid. Jy gaan nou verander. En verandering is nie lekker nie, maar dis goed. Here, ek het verlossing nodig. Dankie dat U verlossing beskikbaar gemaak het vir my. Nie net van my sonde nie, nie net van die ewige dood as ek verlos nie, ek kan ook hier verlos word van sake waarmee ek rondloop soos 'n ball and chain elke dag. En saam met my sleep. Maak my los asseblief. Help my met renewal of the mind. Stukkie vir stukkie heiligmaking totdat ek agterkom, aha, hier begin dit nou loop. En weet jy wat? Albert het so mooi ding verlede Sondag gesê. Hy het gesê, vat die woord totdat die woord jou vat. Dis mooi. As jy nie gewoond is in die woord lees nie, hou op vir my sê ek hou nie van lees nie. Jy kan al die sportnuus lees en jy kan die rapport lees en jy kan alles lees, maar jy kan nie die Bybel lees nie. Dis nonsens. Dis 'n verskoning. Dis 'n gewoonte. Dis nie vir jou lekker nie. So, nou vat ek die woord en ek gaan sit en jy hoef vir jou by 'n spesifieke plek te wees nie. Jy lees. Lees net. Begin waar jy lus is. Lees. En jy gaan agterkom op 'n stadium, dan vat die woord jou. Wanneer die gees van die Here vir jou begin openbaar wat daar staan, dan begin raak dit nie net interessant nie, dit begin raak verlossing. Dit begin raak openbaring. Dit begin raak sielsverrykend. En dan begin vat die woord jou, en dan kan jy nie wag om verder in te duik nie.
En die teenoorgestelde vind plaas, waar jy afwesigheid het van die woord, en jy's vol van flieks, en vol van al die dinge van die vakansie, maar jy voel so leeg in jou hart, soos kan kom. Nog 'n woord. En as jy die woord nie bestudeer nie, gaan jou denke nie vernuwe nie, want die denke moet gevestig wees in die woord. Absoluut Pieter. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. En die woord het vlees geword, is gebore, en het onder ons kom woon. Dankie Here hierdie vakansie vir die woord. U is die woord. Dankie dat u woord gekom het, vir my. Hoe lieflik is dit? Lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard, om in hierdie Kerstyd deur te breek deur soveel skanse en mure en blokke in my, om my te verlos. Hoe lieflik is dit? Ekskuus, Paul, daar is nog een ding. Ek is Jesus gesien, wat toen ons die Vader, sê ek was nou vir julle, moet julle vir my sê, ek is nog nie, julle ken nie die Vader, julle ken my nie. Ek sê, soos die Vader in my is ek in hom. En so is julle, ek en julle, en julle in my. En hoe anders kan ons hom Vader noem, as wat ons eerste kan sê, ons is 'n broer in Christus. Hy is die eerste een wat die pad vir ons oopmaak na die Vader. Hy sê net ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my nie. So dankie Here dat u gekom het, om vir my 'n Vader te gee. Ek is nie meer 'n verwerper nie. Net 'n broer nie, 'n mede-erfgenaam. 'n mede-erfgenaam. Alles kom deur hierdie baba wat gekom het, deur hierdie Christuskind. Dit is soos 'n intimiteit. En sy gees getuig saam met ons gees dat ons nou kinders is, mede-erfgename. Dat ons 'n ewige woning het by die Vader, wat beteken 'n ewige lewe. Dankie Here. Dankie Vader vir 'n woning in hemelse plekke. Kan jy sien waartoe beweeg het? Dankbaarheid het soveel komponente wat ons nog kan bysit. Gee jou ook 'n honger. Vir 'n Die woord, gee jou honger. gee jou honger. Want ek moet dink daaroor, Joe. Dankbaarheid dat God altyd dieselfde is. Hy is dieselfde. Daar kom geen verandering op van die dag wat die aarde gemaak is tot die laaste dag in aarde. God bly dieselfde. Konstant. Ek gaan sommer sê konstant goed. Want ons het verlede week gepraat oor die goedheid van die Here. Hy's goed. En ek moet glo dat hy goed is. So hy's konstant goed. Dankie Here dat ek hierdie jaar net kan ingaan met die wete, U is konstant goed. Al weet ek nie wat wag nie. En ek is dankbaar dat U konstant goed is. Gister, vandag en môre dieselfde God. Ek wat my dink aan geduld, dan staan vir sy geduld en sy liefde, dit is soveel geduld met ons het. Sy genade en sy genade so Jesus op geduld. Ook sy vertroue. Ek wil sommer daar byvoeg, baie keer ervaar ek nou nie as 'n verlore seun nie, maar as 'n verlore dogter. Dat jy altyd om met sy arms oop sien. Jy Ja. kan enige tyd hy's altyd daar, hy wag altyd. So ons is permanent verlore seuns, verlore dogters as Ja. ons na hom toe kom. Ja. En hy's net altyd daar. Ja, en dan is hy 'n aannemer van ons. Nie 'n aannemer van die persoon nie, aannemer van die kind. So ons word aangeneem in sy huis. Ons is aangenome kinders. Kosbaar. Ons kan dit nie verdien nie, al het ons nou hierdie beste voornemens hierdie Ja. Desember, maar die beste van ons kan dit ook nie kan verdien. Onverdiende guns. Hy genade, onverdiende guns. Wat van 'n nuwe identiteit? Dankie Here. Is dit T of 'n D op die einde? T.
Identiteit. Dankie Here vir nuwe identiteit. Hoekom is dit belangrik om 'n nuwe identiteit te hê? Want die wêreld takseer my op wat hulle van my weet. Die wêreld takseer my, die bordjies wat hulle voor my hang, is die bordjies wat hulle van my weet, soos 'n CV. Maar baie dankie Here, dat ons het net gesê, daai persoon is dood. My identiteit is nou in Christus. Ek is nou, Johannes 4, in hom. Bly in my soos ek in julle. Ons kan nog steeds kies terwyl hy in ons leef, om met ons siel te besluit om hierdie vakansie die wêreld te volg. Ons kan kies. Maar dan sal ons nie ons identiteit in hom vind nie, ons gaan ons identiteit probeer meet aan die wêreld. Ek sien ook nie mooi ry goed raak. Sal ook lekker wees. Maar dis nie nodig nie. Dis nie nodig nie. Want my identiteit lê nie in daai ryding nie. Lê nie in die huisie, lê nie in die geld nie, lê nie in die grond nie. Die identiteit lê in Christus. Dankie Here dat U kind geword het om vir my 'n identiteit in U te gee. Ek is dankbaar daarvoor en ek gaan my dankbaarheid wys. Ek gaan dit baar hierdie vakansie. Deur enige iemand wat met my te doen kry wat kan sien. Ek is tevrede en vergenoegd met dit wat U vir my gee. Want my identiteit is in U. Niemand kan vir my meer as dit gee nie. Maar jy kan ook aanhou om daai in jou te vorm. Amen. Sê weer? Daai identiteit wat jy in hom wil hê, of sy beeld, Ja. hou nooit op om ons te vorm daarin. Nee. En daarvoor moet ons dankbaar wees dat ons kan 'n verpligting sien wat ons kry van ons is alright. Ons is okay. En dat jy net weet. Absoluut. Die identiteit is so, jy moet Christus nommer 1 maak in jou lewe. Ja. Wat van hoop? Belangriker raak, hoe langer jy aangaan. En makliker. Amen. Wat van hoop? Hopeloosheid is 'n demoniese toestand. Ek het nie hoop nie, ek wil nie opstaan nie, ek wil nie uitgaan nie, ek wil nie weer probeer nie. Ek bly hakvas by gister. En wat sê Jesus? Deur Paulus vir ons, ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. My hoop is in hom. Here, dankie hierdie jaar dat ek weet, my hoop is nie in wat ek wil hê moet gebeur nie. Dis my begeertes wat ek voor die uitstort en ons het absolute voorreg om ons begeertes voor die Here uit te stort en ons harte uit te skud voor hom. Ons mag dit doen, die Here gee dit vir ons. Maar my hoop is nie in dat U daardie begeertes moet bewaarheid, anders is U nie lief vir my nie. My dankbaar lê in die feit dat ek my hoop volledig in U kan sit. Die God wat alles weet, alles sien, alles verstaan en alles ten goeie sal laat meewerk vir my. My hoop is in hom. En dit maak my dankbaar en opgewonde dat ek nie 'n ekonomiese opinie nodig het oor volgende jaar nie. Hy kan dit gee, hy is welkom. Maar ek het dit nie nodig om okay te wees nie, want ek weet my hoop is in Christus. Dankie Here vir Bethlehem se krib sodat ek hoop kan hê. Ja, die groot woordjie liefde. Die hartjie. En so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het in ons plek. Sodat ek nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe, maar vergeet dat ware liefde is die grootste prys wat jy kan betaal. Liefde is nie 'n aanvaarding van ander se foute nie. Liefde gee homself as die offer vir iemand anders se fout. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun geoffer het sodat sy liefde kan bedek. 1 Korintiërs 13. Al die foutjies sodat die genade kan inskop en al die lieflike dinge in die verlossing. Maar sonder liefde kan dit nie daar wees nie. Dankie Here dat U my so lief gehad het terwyl ek nog 'n sondaar was, het U reeds U lewe vir my afgelê. Sonder die baba in die krib is die man aan die kruis onmoontlik. Karina. Ek wil net terugkom van haar genade, want dit is
Nie dankbaar genoeg. genade. Ons Genie- is baie keer nie genadig vir die mense op Ah, ons staan. Ek bedoel, dit is waar God se liefde vir mense kom. Ja, ja. Word ons nou gedemonstreer deur ook die genade Ja. uit die mense om jou. Ja. Dis nie 'n hart wees op die mense. Jy sien, Karen, is eintlik makliker om genade te gee vir mense wat nie naby jou is nie. Maar by jou eie mense, hier wat die teen aan jou beweeg. So as ek dankbaar is vir die genade wat ek ontvang, dan moet ek dit kan gee. Ek moet dit kan gee. Hou op vir my preek, man. Met die koms van die kind in die krib kry ons ook deel aan God se geregtigheid. Kry ons deel met sy geregtigheid. Het ek die voorreg om eendag wanneer hy terugkom te kan staan voor die troon met 'n Messias langs my wat sê: Vader, die skuldbrief teen daai persoon se naam is in my uitgedelg. Hy mag voor u staan en die poorte ingaan. Wow. In right standing with God. Dit is die nie omdat ek iets gedoen het of nie gedoen het nie, omdat hy betaal het alles wat ek verkeerd gedoen het. Kan ek in hom in geregtigheid staan voor die Here. Dankie Here vir die krib van Bethlehem wat geregtigheid vir my kom bewerkstellig het. Ja. Kom, wat van die Heilige Gees? Dankie Here dat U aarde gekom het om uiteindelik vir ons in Handelinge 2 die Gees beskikbaar te maak. Sonder die Heilige Gees is ek my leidsman kwyt. Is ek my herder kwyt. Is ek die profetiese stem kwyt. Is ek wysheid kwyt. Vir rigtingwysing, tigtiging. Alles, ek is dit kwyt. Die intreder vir my, een wat die Vader se hart ken en my hart ken, om ons te verbind met mekaar. Wow, Here, dankie in Kerstyd vir die Heilige Gees. Kom, Chris. Trooster. Volharder. Bystand, bemoediging. Ophelp. Kan ek gou die Engelse woorde lees? Ja. Comforter, Comforter. Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, Standby. Standby. Allei goed. Sou het gemis op dit. Ek is dankbaar. En my dank wys ek in hierdie Kerstyd vir almal rondom my vir die voorreg om die Heilige Gees te kan dra, beskikbaar gemaak met komplimente van die kind van Bethlehem. Ja. Woord sê vir ons, hy is die onderpand van ons geloof. Hy is die onderpand van ons geloof. Ja. Nou ek dink nou net daaraan, as ons nie die Heilige Gees gehad het, ons nie 'n kommunikasiemiddel gehad het, dan was ons al afgestomp. Ja. Die kommunikasiemiddel, ons telefoon was gebreek. So. Daar is nog een waarvoor ek baie dankbaar is. 'n Voorbeeld. Waarop sou ek my morele waardes en standaarde gebaseer het as iemand dit vir my kom stel het nie? Waar het ek 'n standaard te danke? In die woord. In die woord van voor tot agter gaan oor Christus. Daardie kind wat moes kom. En het gewandel saam met ons. Vir 30 jaar net deel van 'n gemeenskap. Te sê, dit is soos jy wandel as mens. En toe vat hy daardie wandel en hy omskep dit vir ons in lering. En hy gee vir ons die evangelies, en hy gee vir ons die bergpredikasie, en hy gee vir ons al hierdie kosbare lering wat hy weer deur die disippels verder vat en hierdie apostels vir ons laat neerskryf, om 'n standaard te hê waarvolgens ons kan leef. Waarteen ek myself kan toets en sê, moet ek verander, om aan te pas by die woord. Dankie Here, wie jou verwarrend is dit, om 'n verkleermannetjie op 'n Smartie boks te wees. Wat se kant toe?
Wat se kleur? Dit maak moeg om die hele tyd aan te pas by almal. Maar in jou hart is jy leeg. Maar as ek die standaard het, hoef ek by niemand aan te pas nie. Al verwerp hulle my daarvoor. Al is ek die odd one out, al is ek die Jesus freak, so be it. Want ek gaan slaap met vrede in my hart. Want ek volg die standaard. En daardie standaard sal self oordeel oor my lewe wanneer ek hom eendag tegemoet gaan. Maar waar staan jy? Meneer die accuser, meneer die klipgooier, na die derde brandewyn, met al die vraaggetjies kom wat hy nou in sy hart het vir die pastoor. Dit is mos verskriklik, as iemand nou hoor ek is in die bediening, dan is dit nou, kom sit nou, ons moet nou hierdie, want ons net gou 'n bietjie hier. Reg, Marina, jy lag, dis so dit werk. Ek is nie dan lus om met jou te argumenteer nie, want dit is net argumente, dit is sinneloos, daar's nie hart betrokke nie, dis kop, wil uitfigure, dis hoe dit werk en nie werk nie, en wie is jy? Maar waar staan jy met die Here? Waar staan jy met hierdie verlosser? Waar staan jy met hierdie kind in die krib, wat kom sterf het vir jou? Is hy al deel van jou? Want as hy was, twyfel ek of jy hierdie vraag sou gevra het. Jy sou eerder wou getuig het, en gesê het, kom ons praat. Kom ons deel. Vrede. Baie van ons, ek wil net 'n paar teruggaan, is die jaar. Dit is 'n gesondheidskrisisse en finansiële krisisse en jy kan nog honderde opnoem. Maar dit gaan alles terug na hoop en liefde toe. En dit maak dat ons vanoggend hier so sit. Ek vra myself baie keer af om Gert. Hoe sou ek hierdie krisisse in my lewe en jy en jou nou hanteer sonder Christus? Wat sou ons plan B gewees het? Waartoe sou ons gehardloop het met 'n vaste vertroue dat daar 'n oplossing is? Ek dink dit moet vrek moeilik wees om 300 gode te hê, soos die Grieke en die ouens. Elke keer moet jy nou 'n ander beeldjie uithaal om in die vensterbank sit en 'n ander geldjie en 'n ander rookie laat opgaan en 'n ander en daar's geen vaste vertroue dat daai God teenoor wie ek dit uitspreek hoor nie. Maar jy kan negotiate, maar myne is lewend en kragtig en hoor en het opgestaan en leef en daai een is dood. Waarom is jy by ons bly? Sê koos bly by Ja, baie jou rookie weg. Wat dan? Sonja se woord vrede. Waarvoor, hoe is 'n mens dankbaar vir vrede? Ek het nie gekom om vrede te bring op aarde nie, sê Jesus. Maar wat? Die swaard. Maar die vrede wat ek bring, is 'n vrede wat in jou hart is en wat alle verstand te bowe gaan. Jy kan nie glo dat jy in hierdie krisis rustig is nie. Jy verstaan dit nie. Hoe is dit moontlik dat ek so rustig is? Want die vrede wat alle verstand te bowe gaan, spoel oor my en bewaar my van die vrees en die, wat is anxiety, angstigheid en goeters, want dit is hy wat sê, ek is hier met jou tot aan die einde van die aarde. Ek sal jou nie los nie, ek sal jou nie verlaat nie. Ek is met jou. Kom, ek vat jou hand. Met my reddende regterhand help ek jou. Hier is ek, my kind. Wow. Jongen, is dit wat jy wou sê? Intelligent. Pia. Vreugde. Wow. Right. Ja, net vir jou doeleindes, dit is die afwesigheid van moan, oor jy nie alles skryf wat jy wil hê nie. Die foon se battery regtig oupa. Nee. Wat tot ek almal se swakpunte uit. Miskien ek doen dit sommer self. Vreugde. Hoe lyk my vreugde? Hoe lyk Christus se vreugde? Waarvoor ek in hierdie tyd dankbaar kan wees. 'n blymoedige hart.
joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Nie my joy in the Lord nie. The joy of the Lord. Die vreugde van hom. So ek moet in sy vreugde eers deel. Wat beteken ek moet gaan ondersoek instel oor wat is sy vreugde? En waar vind hy sy vreugde? En wat sê die woord oor sy vreugde? Dan kan ek in dit kan ek join en dit raak my krag. Vreugde is die teenoorgestelde van happiness. Nee, jy moet happy wees. Nee, happiness kan gekoop raak. Dis tydelik. Dis 'n tydelike verblyding in iets, maar dis nie verbly jou in die Here nie. Ek sê weer, verbly jou in die Here. Dis sê die woord. Wat is dit om my vreugde in hom te vind? Wow, Here. Hoe lieflik is U. Dis wanneer my gebedslewe nie net begin raak wat ek soek nie, maar wanneer ek begin sy naam oplig in die môre. Ek hoor hy duifie sing en ek sê, Here, U woord sê U is totaal en al die lieflikheid self. Die roos van Saron, die blink môre ster. Wie kan met U vergelyk word, sê Job? Wie kan vir U adviseer? Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp, my vreugde vandaan kom? Dit kom van die Here af. Die Here, kyk hierdie branders van die see. Kyk hierdie rivierklippe wat jy mekaar maal en rondraak. Here, U het dit alles geformeer. Ek vind my vreugde in U. Dankie dat U gekom het om dit met my te deel. Ek eer U naam. Geliefde, dit gaan 'n ander Kersfees wees hierdie jaar. As dankbaarheid in jou hart gaan regeer, en jy gaan sit en met die Here, vir die Here dankie sê oor alles waarvoor jy in jou hart voel, hy beweeg jou rondom sy koms, en jy kan dit openbaar teenoor die mense rondom jou, gaan hierdie jaar anders wees, en jy gaan volgende jaar begin anders, as die vorige is. En julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Martelare is die woord. Julle sal my martelare wees. Dankie Here. Waar sou ek my krag kon kry as U gewees het dat U gekom het hier? Wat beteken dit? Wow. Goedertierenheid se Engelse woord is loving kindness. Dankie Here vir U liefdevolle goedheid, liefdevolle kindness, goedgunstigheid. Kind, iemand is kind, iemand is vriendelik, iemand is loving kindness. Dis my mooi woord. Dankie Here vir U goedertierenheid. Ek gaan sommer net sê goedertierenheid. Ek kan nie nou lekker mee skryf nie. Kom ons stop hom. Dankie vir U nederigheid. Dis iets wat Bia nie verstaan. Nederigheid. Dis jy op jou plek wees, mooi netjiese maniere, lief vir pappa. Pappa, kan ek 'n koffietjie vir jou gaan maak? Ja. Dit is hoekom mense kinders het. Ons is deel van hom. Ingeënt op hom. Hy was eerste, ons almal in hom. Hy maak ons deel van sy liggaam. En dit, as ek dit besef, maak dit my nederig. Want ek besef, ek kon niks doen om dit te kry nie. So ek het niks om op te roem nie. Die teenoorgestelde van nederigheid is hoogmoed. Is om hoogmoedig te wees oor wie ek is in Christus. Jy kan net roem in dit wat jy gedoen het. Maar hy het alles gedoen. Hy het ons deel gemaak van hom. Dankie Here, dat die baba in die krib, die man op die kruis, die opstander uit die dood, my deel maak van sy liggaam. Ek is nederig dankbaar daaroor.
En nie wil nou. Die hele afhanklikheid. Afhanklikheid, gehele, totale afhanklikheid van hom. Dis vir my, om gebroken van hart te wees, is om dit te besef. Ek kan niks sonder hom nie. Ek kan niks sonder hierdie verlosser, wat vir my alles beskikbaar maak in Christus nie. Goed. Vat jou lysie self verder. Gaan maak jou eie lysie by die huis. Gaan sit miskien, wanneer almal besig is, om net feestelik te wees. En ek sê nie, jy moet nie feestelik wees nie, daar is genoeg rede vir feestelik wees, prys die naam van die Here. Jy kan regtig die feestelikheid geniet. Maar as jy dit doen vanuit hierdie plek uit, dan gaan dit anders wees. En dan stroom daar lewende water uit ons binneste uit, vir elke mens moet wees in kontak gaan wees in die tyd. Ek wou net moet ons dit vir onsself hou, of moet ons dit in die wêreld deel? Hoekom deel ons dit nie? Hoekom deel ons dit nie? 'n kind van die Here deel. Paulus Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, deel ek. Kom ons deel dit.